die rigter Jefta van wie ek laas vertel het, so lees ons in die Bybel, het Israel weer ontrou aan God geword. En hierdie keer het die Here die Filistyne teen die Israeliete gestuur. En die Israeliete het bitter swaar geleef onder die Filistyne. Nou, in daai tyd het God aan 'n kinderlose egpaar uit die stam van Dan beloof, hulle gaan 'n seun hê. En ons lees in Rigters 13 vers 2, die man se naam was Manoag, en in vers 3 lees ons dat 'n engel van die Here aan Manoag se vrou verskyn het en vir haar gesê het, jy is nou kinderloos, maar jy sal later 'n seun in die wêreld bring. En dan het die engel ook vir haar gesê, dat die seun nooit sy hare mag sny of wyn mag drink nie, hy moes 'n Nasareër wees. 'n Nasareër is 'n persoon wat homself weerhou het van enige soort sinsgenot as gevolg van godsdienstige redes, om so getrou te bly aan die Here. Nou Manoag en sy vrou se seun is toe gebore, en hulle het hom die naam Simson gegee. Jy moet gerus hierdie mooi verhaal van Simson se lewe op 'n keer self gaan lees, soos dit in Rigters 13 tot 16 vertel word. En daar word vertel hoe Simson se ouers hom toe groot gemaak het, soos die Here hulle beveel het. En dit was gou duidelik dat hierdie Simson, soos wat hy opgegroei het, oor bonatuurlike krag beskik het. En uiteindelik was Simson toe ook gereed om te trou, maar hy wou nie 'n Israelitiese meisie as vrou hê nie. Tussen die Filistyne het hy 'n vrou gesien met wie hy wou trou. En sy het in Timnah gebly, sê die Bybel. Simson en sy ouers is toe na Timnah toe om die meisie te ontmoet. En ons lees in Rigters 14 vers 5, by die wingerde van Timnah het 'n jong leeu brullend op Simson afgestorm. En die gees van die Here het vir Simson sterk gemaak en hy het die leeu kaal hand uitmekaar geskeur asof dit 'n bokkie was. En dan lees ons in Rigters 14 vers 8. Toe Simson 'n ruk later terug is Timnah toe om met die vrou op wie hy sy hart verloor het te gaan trou, het hy eers afgedraai om na die geraamte van die leeu te gaan kyk. En daar was 'n swerm bye in die karkas. En hy het toe van die heuning in sy hand gevat en daarvan geloop en eet. En so is hy toe met die vrou getroud. Tydens die seremonie het Simson as bruidegom, soos dit die gebruik in daardie dae was, aan sy gaste 'n raaisel gegee wat hulle binne 7 dae moes antwoord. Die wetenskap was, indien hulle die raaisel sou kon oplos, sou Simson vir hulle 30 stelle klere gee, maar as hulle dit nie kan doen nie, moet hulle vir Simson 30 stelle klere gee. Die raaisel was, uit 'n eter kom daar iets te ete, uit 'n sterke kom daar iets soets. Nou, hulle het gedink, maar hulle kon net nie die raaisel oplos nie. En toe gaan hulle agteraf na Simson se nuwe vrou en vra sy moet by Simson uitvind, wat is die antwoord? En sy doen dit toe. En hulle kon toe vir Simson die antwoord gee voor die 7 dae om was. Die antwoord was, wat is soeter as heuning, en wat is sterker as 'n leeu? Simson moes toe vir hulle 30 stelle klere gee, soos hy beloof het. Nou, hy was so woedend oor die onderduimse manier hoe hulle die antwoorde gekry het, dat hy 30 Filistyne doodgeslaan het en hulle klere aan die gaste gegee het. Daarna is Simson weg uit die Filistyne se land sonder sy vrou. Maar later het hy tog teruggegaan om sy vrou te gaan haal, net om uit te vind dat sy skoonpa die vrou intussen vir Simson se strooijonker gegee het. Weer het Simson so woedend geword, dat hy 300 jakkalse gevang en brandende fakkels aan hulle sterte vasgemaak het en hulle in die rypkoringlande van die Filistyne ingejaag het. En alles het afgebrand. Nou keer op keer het die Filistyne toe probeer om Simson oor die skade te vang, maar hy het in die proses honderde van hulle doodgemaak. En toe besluit hulle om hulle strategie te verander en om te probeer uitvind waarin Simson se bonatuurlike krag geleë was, sodat hulle hom kon vang en met hom kon afreken. Die volgende keer vertel ek julle van wat toe gebeur het.